Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Onbeskaamd oor Jesus. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Romeine hoofstuk 1 vers 16. Baie van die jonges het nie die gees van Jesus nie. Die liefde van God is nie in hulle harte nie. Daarom hou al die natuurlike aangeborenhede die oorwinning in plaas van die gees van God en redding. Diegene wat werklik die godsdiens van Jesus besit, sal nie skaam of bang wees om die kruis te dra voor diegene wat meer ondervinding as hulle het nie. Hulle sal, as hulle ernstig daarna verlang om reg te wees, al die hulp begeer wat hulle van ouer Christene kan kry. Hulle sal met graagte daardeur gehelp word. Harte wat deur liefde vir God verwarm word, sal nie deur kleinighede in die Christelike koers belemmer word nie. Hulle sal uitpraat waarin die gees van God werk. Hulle sal dit uitsing, dit uitbid. Dit is die gebrek aan godsdiens, die gebrek aan heilige lewe, wat die jonges agterlik maak. Hulle lewe veroordeel hulle. Hulle weet dat hulle nie leef soos Christene behoort nie. Daarom het hulle geen vertroue in God of voor die kerk nie. Ons moet praat van die genade en goedertierenheid van God, van die ongeëwenaarde dieptes van die Verlosser se liefde. Ons woorde moet woorde van lof en danksegging wees. As die verstand en hart vol is van die liefde van God, sal dit in die gesprek geopenbaar word. Dit sal nie 'n moeilike saak wees om dit oor te dra wat in ons geestelike lewe ingaan nie. Moet nooit skaam wees vir jou geloof nie. Moet nooit aan die kant van die vyand gevind word nie. Julle is die lig van die wêreld, Matteus hoofstuk 5 vers 14. Jou geloof moet geopenbaar word as kosbare waarheid, waarheid wat almal behoort te hê en almal moet hê as hulle gered word. Ons moet die goeie stryd van die geloof stry en bevind word standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 58. Die ongestudeerde, onbewuste invloed van 'n heilige lewe is die mees oortuigende preek wat in gunste van die Christendom gegee kan word. Argumente, selfs wanneer dit onbeantwoordbaar is, kan slegs teenkanting uitlok, maar 'n goddelike voorbeeld het 'n krag wat dit onmoontlik is om heeltemal te weerstaan.